Die Here Jesus sê vir ons in Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Nou hierdie woord dief kom van die Griekse woord klepto wat beteken om te steel. En dit gee vir ons die prentjie van 'n skelm, 'n sakkeroller, 'n rower wat so vaardig is in die manier waarop hy steel, dat sy bewegings byna onopgemerk is. Besoekers aan sekere gebiede in Moskou beweer dat die sakkerollers wat in daardie gebiede werk so vaardig is. Hulle kan hulle hande in 'n persoon se sakke steek, vat wat hulle wil hê en al wegwees voordat daardie persoon eers ontdek hulle was daar. Jesus gebruik hierdie woord om te steel, om vir ons te wys dat die duiwel slinks is in die manier waarop hy mense besteel. Hy steel op so 'n manier dat hy sy doel bereik sonder dat hulle eers weet dat hy daar was en van hulle gesteel het. Hy steel dus op so 'n manier dat sy doel bereik word, dat hulle dit nie eens weet nie. Die woord klepto beskryf 'n dief se onbeheerbare drang om te vat. Ek vind dit interessant dat ons woord kleptomaan iemand beskryf met daardie aanhoudende drang om te steel. Net soos 'n kleptomaan nie anders kan as om te steel nie, kan die duiwel ook nie ophou om te steel nie. Dis presies die aard en gedrag van hierdie vyand waarvan die Here Jesus ons vertel. Nie net kom die dief om te steel nie, maar hy kom ook om te verwoes. As hy nie reeds weggestap het met alles wat vir ons kosbaar is nie, sal hy ons probeer oortuig dat ons dit maar moet opoffer, moet prys gee, dit wat hy reeds van ons onwettig geneem het. Hy kan selfs probeer om situasies te skep waar jy tot die gevolgtrekking kom dat jou enigste oplossing is om dit waarvoor jy lief is maar te laat gaan. Dan sê die Here Jesus dat die dief ook gekom het om te verwoes. Die woord dra die idee van iets wat afgebreek, vermors, vernietig moet word. Deur hierdie woord te gebruik ontdek ons dat die dief jou lewe totaal wil verwoes. As hy nie teengegaan word nie, gaan hy jou stikkend, gebreek en verwoes in elke area van jou lewe laat. As hy dus nie teëgegaan word, maar jy moenie 'n fout maak nie. Die vyand se uiteindelike doel is om jou af te breek en te vernietig, maar het die Here Jesus gesê, ek het gekom dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Daardie woorde dat hulle dit kan hê, beteken om dit voortdurend te besit. Die lewe wat Jesus bied, dui op 'n lewe wat gevul is met krag en groei. Dit is 'n woord wat met oorvloedig verband hou, buitengewoon, oortreffend. Dis nie net oorvloed nie, dis bo gemiddeld. Wat 'n vergelyking. Die duiwel kom om te steel en dood te maak en te verwoes, maar Jesus kom om lewe te gee soos ons dit nooit geken het nie. Nou wonder ek, onder wie se gesag het jy die afgelope week geleef? Jy kan tog nie luister en dink en doen in pas met die vyand en dan dink dat die uitslag anders sal wees nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie wonderlike woorde dat U vir ons lewe en oorvloed gee. Geef vir ons die genade om saam met U te lewe, om U te sien, nie as iemand wat vir ons die plesier wil wegneem nie, maar iemand wat juist die oorvloed vir ons wil gee. Amen.